Jy is ingeskakel op Dak Facebook radiostasie. Welkom by my Bybelleesprogram saam met Karen. Geniet die saamlees en uitklaar van die skrifte en ook ons liedere waaruit ons kan leer. Saamleesprogram saam met Karen op die Dak Facebook radiostasie. Juig voor die Heere, o ganse aarde. Dien hom, kom voor hom met blydskap. Gaan sy poorten met lof, voor hom met lofgesang. Loof hom, prys sy naam. Hy is goed, hy is God. Hy het ons gemaak, ons is syne, sy volk en die skape van sy weide. Gaan sy poorten met lof, voor hom met lofgesang. Loof hom, prys sy naam. Hy is goed, hy het ons gemaak, en ons is syne. Volk en die skape van sy weide. Gaan sy poorten met lof, voor hom met lofgesang. Loof hom, prys sy naam. Hy is goed, tot in ewigheid, sy trou vir altyd. Gaan sy poorten met lof, voor hom met lofgesang. Loof hom, prys sy naam. Hy is goed. Jy is ingeskakel op Dak Facebook radiostasie. Welkom by my Bybelleesprogram saam met Karen. Geniet die saamlees en uitklaar van die skrifte en ook ons liedere waaruit ons kan leer. Saamleesprogram saam met Karen op die Dak Facebook radiostasie. Deur Matteus 8 en ons gaan begin by vers 18. Gaan sommer lekker soontoe en dan kan ons so saam begin vanoggend deur die woord van die Here te lees. Nou ons het vanoggend 'n lied geluister van Psalm 100 en gister toe sê Kitty vir my van 'n droom wat sy gehad het. Van Psalm 100 en dit het haar so bemoedig en toe dog ek nee, ek gaan vir haar lied skryf. Dis net soos awesome. Sy is ingeskakel. Sy is ingeskakel. Daar's Kitty se liedjie. Sy het sommer gehuil met haar liedjie. En toe ons nou so 'n bietjie daaraan dink ons aan nog 'n Psalm wat al geskryf is, juig voor die Here. Joh, dit is so mooi. En ons het hom ook daar op ons WhatsApp channel gaan kyk bietjie, gaan luister bietjie. Telegram channel. Wat het ek nou gesê? WhatsApp channel. Nee, nie WhatsApp channel nie, Telegram channel. Ek gaan julle met... weet jy wat? Jy's op jou intro. Kyk daar's op die skerm. O, jene. Nie op Karen kamera nie. Jy is ingeskakel op Dak Facebook radiostasie. O, daar sien julle my vir die eerste keer. Sorry, julle, môre, ek het gepraat. Ag, ons is 'n radiostasie, so jy hoef my nie te sien nie. Maar daar sien jy my nou. Goeiemôre, hoe gaan dit? Dis so lekker om almal te sien en te gesels. So ja, dit is net awesome. Prys die Here. So ja, ons is lekker ingeskakel vanoggend op hierdie Bybelleesprogram. As jy nou eens ingeskakel het, dit is wat ons gaan doen vanoggend. Matteus 8 vers 18 gaan so lank soontoe en ons gaan daar lekker saam leer. Nou ons leer mekaar hierso, ons moedig mekaar aan, ons bemoedig mekaar om ons dag in te gaan, toegerus vir ons dienswerk vir die dag. Dit is die doel van al hierdie byeenkomste. Dit is nie net vir jouself nie,
Dit is om te groei en te verstaan, sodat jy dit ook weer kan gaan uitleef en kan gaan uitdra. En die grootste natuurlik is die liefde wat ons moet uitdra. Daar's geen beeld nou nie, sê hulle. Nee, hulle is laat. Hulle is mos Is hulle 'n bietjie later as ek. Okay, hallo. Wat was ek gewees net so? Ag, shame. Het hulle nie my gesien nie. Nee, maar sy het my stem duidelik Ag, jy het my stemmetjie Ek gehoor. sien nie vir jou nie, Lindy. Sien jy nie vir my nie, ek sien nou vir julle, hallo. Ag, dis so 'n heerlikheid om so te lekker saam te kuier weer vanoggend hier om die woord van die Here 6:30 op 'n maandagooggend. Ek hoop almal is okay, wakker, koffietjie. My man het vir my 'n koffietjie gemaak. Dis so lekker. Geniet die eerste koffietjie in die oggend. Nou kom ons bid lekker saam vanoggend en ons vra die Here om ons te help en dan ook weer vir Alfred wat nog steeds in die hospitaal is. Dit gaan beter met hom, hy lyk beter, maar ons bid nog steeds vir hom dat die Here sal help en deurdra en hom genees en aanraak en vir Lydia bemoedig en ondersteun in alles wat sy moet doen en vir Stefan. Ons bid regtig vir almal. En dan is daar ook Henry en Michelle, hulle is ook nog nie lekker in jou liggaampies nie. Hulle het altyd so 'n varkgriep gehad en hulle sukkel maar nog so 'n bietjie om regtig te herstel. Dis 'n vreeslike ding wat jou oorkom daai. So ons bid ook vir hulle dat die Here hulle help, deurdra, versterk, krag gee en aanraak en genees. Vader, ons sê vir U so baie dankie. Wat 'n voorreg om weer vanoggend voor U te wees. Amen. Ag Here, dis so 'n heerlikheid, Vader, en ons dankie dat ons die voorreg mag hê. Here, elke keer as ek my mond oopmaak en ek praat met U, dan dink ek, joh, Here, dis so 'n voorreg om met U te mag praat, om vir U, Here, my hart met U te mag deel en my lewe te kan uitsorteer en te verstaan. En Here, dit is so 'n geweldige voorreg wat ons het as kind van U. Baie, baie dankie, Vader, dat ons dit nie net vanselfsprekend sal aanvaar en net aan Here aangaan in ons lewe asof Here ons die reg het om net alles te doen, Vader, maar dat ons altyd sal besef die voorreg wat ons het, Vader, om hemel toe te kan gaan. Here, dis U koninkryk, U het dit geskep, U maak dit, Vader. Here, en U laat ons as mens daarin gaan. Wat 'n geweldige voorreg. U het gekom, Here, en het U seun, Here, U het U seun gestuur om te kom, Vader, om vir ons te kom sterf. Here, om werklik, Here, die pad te kan oopmaak na U koninkryk. Toe U wou nie die mens, Here, vir ewig in die duisternis hê en verlore nie, Vader. U het werklik 'n plan gemaak en U seun gestuur en hy het dit nie roof geag om dit te doen nie, Vader. Hy het die hemele verlaat. Hy, Here, het gekom en kom sterf. Hy het die Satan kom oorwin. Hy het die gevangenes kom losmaak, Vader. Hy het die sleutels van die dood en die doderyk, Here, weer teruggekry, Vader. Dat daar vergifnis vir ons in ons harte en ons siele kan wees, sodat ons vry kan kom, toe ons weer dink aan vergifnis. Hoe groot is dit? Dis al wat die duiwel kan oorwin, is vergifnis, Vader. En dit is waarin ons moet lewe en wandel en handel en ag, Here, dis net weer so 'n mooi herinnering vanoggend. Here, en ons wil bid vanoggend vir ons broer Alfred daar in die hospitaal. Here, baie dankie dat hy, Here, al baie beter is. Vader, hy het al die stents gekry en alles, en ons bid vir hom vanoggend dat U hom sal deurdra, dat U hom sal versterk en krag gee en sy liggaam volkome sal aanraak, Here. Daar's Lydia ook wat deur hierdie druk gaan, Stefan, Vader, en ons bid vanoggend vir hulle dat U hulle werklik sal versterk en deurdra. Ag, Here, net baie dankie vir alles. Dankie dat U vir Henry en Michelle aanraak in hulle liggame. Dankie, Here, dat U vir hulle help om die regte besluite te neem. Baie dankie, Vader. U weet presies wat moet gebeur, hoe moet dit gebeur, wat is die saak, Vader, en ons is dankbaar vanoggend daarvoor dat U hulle sal help. As ons voor U bly, as ons voor U aangesig is, U help, Here. Baie dankie, U gee wysheid, U gee insig. Here, ons kan U net loof en prys, en dankie dat ons weer vanoggend saam U woord mag lees, so as 'n, Here, groep mense net in U, Vader, net so 'n liggaam in U, Vader, en Jesus is die hoof, en hy leer ons en hy help ons deur sy woord, Vader, en ek bid vanoggend dat U ons sal help, wysheid gee, insig sal verleen, ook om alles reg te verstaan, mekaar te kan bemoedig, aanmoedig, reg te kan leer, Vader, sodat ons sekerheid kan hê in ons geestelike lewe. Dankie, Vader, in Jesus naam. Amen. Prys die Here. Daar sien julle my, ek sien julle, my klankie is aan. Net gaan my klankie afset by Zene. Geniet julle ons liedjies, het julle al die muurtjie gaan kyk? Gaan kyk die muurtjie, dis die oulikste ding.
Stanley sit gister hier op vir het vir ons gevra, kan ons 'n bietjie 'n muurtjie liedjie skryf? En Stanley skryf toe nou die oulikste liedjie en saam met die ander meisie en wil jy dit opvreet. Dis so verskriklik oulik, wow. So ja, gaan kyk daarna, geniet dit. Dis net 'n heerlikheid. Ag, en die Here help regtig dat ons die liedere kan skryf, kan uitkry. Hy gee vir het baie wysheid, hy gee vir Anneke wysheid en almal wat help en almal wat bid, julle gebede word beantwoord. Ek kan vandag vir julle sê, as jy al ooit jou gebede gesien beantwoord is dit in hierdie saak. So ons loof die Here, die evangelie gaan net uit. Dit kom by baie mense uit, mense wat ons nooit in ons lewe sou bereik het nie. So ons loof die Here daarvoor. Bly bid vir siele, bly bid dat die evangelie kan uitgaan, bly vir ons bid vir krag en wysheid en insig en al die mooi dinge, dat ons kan verder gaan met die evangelie. Och, dis so lekker dat ons weet, almal werk saam met ons met hulle gebede. Net so 'n bietjie water drink, my mondjie is droog. Ja, graag volgend. Sy persoon nou wys. Ek is glad nie op my senuwees nie. Ek dink net my mondjie is droog. Ja. Yes. Maar voor ons verder gaan, wil ek net eers vir ons ons gaan eers die woord lees. Ek wil net eers daai insin toe trek. Jy. Hy sê ek werk, pappa. Ja. Die vrou weet te werk, die vrou. Ja, dit is oulik. Sy, die vrou weet werk, die vrou. Waarom nie, ons stres nie. Ek wil net gaan na my skrif toe gaan. Kom ons begin by Matteus 8 en ons gaan begin by vers 18. Dis so heerlik. Ons gaan net lekker so lees en dan daar waar ons so 'n bietjie moet meer verstaan, gaan ons mekaar net so 'n bietjie meer verduidelik. Matteus 8 vers 18. My man, jy moet asseblief saam met ons gesels. Okay. Ons love jou. Daar's sy. Nee. Dankie man. Hy sê, en toe Jesus groot menigtes rondom hom sien, het hy bevel gegee om te vertrek na die oorkant. En 'n sekere skrifgedeelte het gekom en vir hom gesê, Meester, ek sal u volg waar u ook al mag gaan. En Jesus sê vir hom, die jakkalse het gate en die voëls van die hemel neste, maar die seun van die mens het geen plek waar hy sy hoof kan neerlê nie. En 'n ander een van sy disippels het vir hom gesê, Here, laat my toe om kom ons gaan net eers gaan na die vorige vers toe. So hier kan ons weer duidelik verstaan dat Jesus het nie eers 'n huis gehad nie. Hy het nie blyplek gehad nie. As iemand nie van blyplek gegee het nie, was daar nie blyplek gewees nie. Yes. En ek dink baie keer wil ons 'n ding so opblaas en anders maak as wat die woord vir ons leer. Die Here Jesus Christus het nie 'n saak met die aardse nie. Yes. Hy het nie omgegee of hy 'n huis het en of hy blyplek het en of hy 'n bed het en of hy nie het nie. As hy dit nie gehad het nie, het hy in die veld geslaap. Het hy sy vader op die berg gaan soek. Hy het nie 'n saak gehad met hierdie dinge nie. En baie keer is dit asof vir ons basies die heeltyd wil voorgee dat die Here Jesus Christus en God die Vader het die heeltyd 'n krisis oor ons tydelike lewe. En as dit wees so mooi daaraan dat as jy werklik die Here dien, ek praat van werklik die Here dien, en jy soek die Here, en jy weet dat siele is belangrik vir sy koninkryk, en jy ywer in jou hart, al is dit net met gebed, al kan jy nêrens heen gaan nie, maar jy daai ywer in jou binneste, in jou hart, in jou innerlike, om te besef, Vader, daar siele wat verlore gaan, nie net my familie, nie net my kinders nie, die hele wêreld, want God het die wêreld so lief gehad, elke liewe mens op hierdie aarde, en baie keer is ons so gefokus net op ons kinders, op ons familie, op mense naby ons. Maar as 'n mens jou hart kan vergroot en kan verbreed en dink, Here, oor hierdie hele wêreld is daar siele wat verlore gaan. En jy maak jou hart oop en jy bid en jy soek werklik die Here. En jy maak erns. Kan ek vir jou sê, dit wat jy nodig het, sal jy kry. Sal jy hê, dit sal daar wees. Maar omdat 'n mens baie keer nie vergenoegd is met wat jy ontvang van die Here af nie, dit is waar ons onvergenoegd raak. Dit is waar ons wil meer hê. En God probeer forceer om vir ons meer te gee. En ek dink weer daaraan, toe ons so lekker deur gesels het, deur al hierdie dinge, toe dink ek daaraan, Here, ons as mens is so onvergenoegd. Want dit wat U gee is nooit genoeg nie. Ja, Never ever. Want dit voel altyd vir ons, ek het 'n tekorte. Maar die Here sorg vir dit wat jy nodig het, vir jou behoefte. Nou, omdat ons as mens altyd meer wil hê,
voel ons God voorsien nie. Jy sien nie eers. Jy lewe elke dag, jy eet elke dag, jy het ietsie om aan te trek, jy het 'n huisie om in te bly. Jy gaan aan nie. Maar die gierigheid baie keer in 'n mens se hart soek daai meer. So ja, net op daai punt. Nou kom ons gaan aan. Hy sê, en 'n ander een van sy disippels het vir hom gesê, Here, laat my toe om eers te gaan en my vader te gaan begrawe. Maar Jesus sê vir hom, volg my en laat die dooies hulle eie dooies begrawe. Nou hoe moet ons verstaan dat as jy lewendig is, dat jy kan dood wees. So jy kan lewendig dood wees. Nou wat ons baie mooi verduidelik, is 1 Timoteus 5 vers 6. Hy sê, maar laat sy wat losbandig is, maar sy wat losbandig is lewendig dood. So hoe kan jy lewe, maar dood wees? Nou as ons na dit kyk, dan besef 'n mens dat jy kan op hierdie aarde lewe met hierdie liggaam, maar jou innerlike, jou siel kan dood wees. Hy kan nooit dood gaan nie, maar hy's in duisternis vasgevang. So jy's in die koninkryk van duisternis vasgevang, jy's verbind aan die dood en die ewige hel en smarte. En dis waar jou siel moet loskom, dit is waar jou siel moet vrykom. Nou ongelukkig is dit ook so dat mense is so besig met die dode en wat na die dood gebeur en die erfporsies en al die dinge en dit vang jou vas. En Jesus sê so mooi, kom ons lees hierso in Lukas 9 vers 60. En Jesus sê vir hom, laat die dooies hulle eie dooies begrawe. Gaan jy en verkondig die koninkryk van God. Nou dit is waaroor die hele evangelie gaan. Dit gaan nie daaroor dat ons betrokke moet raak in hierdie wêreld nie. Ons moet nie gaan betrokke raak in erfporsies en omgekraptheid en seer en bitterheid en haat, want dit is wat al hierdie goed bring. En dit vat jou hele fokus weg van die evangelie af. Dit maak jou weer deel van die wêreld. En dit is wat Jesus gesê het, hou kop, laat die dooies, die mense wat se siele dood is, die dooies gaan begrawe, dat hulle betrokke raak in hierdie dinge. Maar jou siel moet lewe, jou innerlike moet lewe. Jy moet by die lewe bly. En wat is die lewe? Dis die evangelie, dis die vergenoegdheid. En dis wat ek weer besef, dat 'n mens kan so betrokke raak in hierdie wêreld, ongelukkigheid hier oor hierdie wêreld, na die dood, die erfporsies, die erfdele en al die dinge. Maar Jesus sê vir hom, kom verkondig die evangelie. Ja, dis 'n groot ding my pop is dat wat die Here Jesus ons hierso, ek meen ons dink baie keer as iemand jou nou uitnooi na begrafnis en die dinge in ons familie en jy wil nie gaan. Die eerste ding wat jy aan dink is liefdeloosheid, die beskuldiging kom liefdeloosheid uit. Maar onthou net as jy die woord eer vir wat hy is, dis nie sê jy mag nie na begrafnis toe gaan nie. Ja. Maar ek weet hoeveel keer is daar net iemand, jy het nie eintlik nodig maar te wees. Hoekom wil 'n mens regtig partykeer daar wees? En dan kry jy altyd die beskuldiging van liefdeloosheid. Dan val ons vir die hele saak van liefdeloosheid. Dis waar. En wanneer ons die woord gaan begin eer en begin toepas vir wat dit is. En op die einde van die dag, die Here sal, en dis wat hy sê, hy sal jou in die openbaar vergelde. Met ander woorde, jou getuienis gaan kragtiger wees as wat 'n mens baie keer dink, want daai beskuldiging baie keer van daai liefdeloosheid. Ons val vir dit, selfs as jy kyk na troues, na familiekeiers, na al hierdie tipe van goeders. As ons begin vasstaan en sê, Here, dis wat die woord my leer. Ek gaan nie meer betrokke raak in hierdie dinge nie. En baie keer raak ons ook betrokke in ander mense se geldsaake. Dit gaan nie altyd net oor erfporsies nie. Jy raak so betrokke in ander se geldsaake, die regering se geldsaake, die munisipaliteit se geldsaake. En die Here Jesus het nie 'n saak met hierdie dinge gehad nie. En hy was nie omgekrap as mense nie vir hom herberg gegee het nie. En ons raak omgekrap as ons tekort het teenoor iemand, ons raak bitter en daai tipe van ding. En as ons werklik waar daai gesindheid kan kweek, en met waar kweek by hom? In die binnekamer. Water van onder, nie water van bo nie. Yes, hy worteltjies moet diep ingaan, om te verstaan, dankie my man, dit is so mooi, dit is net so waar. Ons moet standvastig en onbeweeglik wees in die woord, en dit is wat my man ook sê, dat daai getuienis van jou van standvastigheid, op die ou einde van die dag beteken dit iets. Dit trek mense.
Hulle kan sê wat hulle wil. Dit trek mense. Wow, dis amazing. Nou kom ons gaan net eers 'n lied luister. My man het sommer gisterand vir my 'n lied geskryf. Dit was so cool geweest oor die volgende skrif wat ons gaan lees. Dis so awesome. Geniet dit saam met ons. En hy klim in die boot, vas aan die slaap. 'n storm so groot, vrede en rus het hy. Heen en weer geslinger, bang en benoud, word wakker. In die boot, vas aan die slaap. 'n storm so groot, vrede en rus het hy. Hy bestraf die see en wind, 'n groot stilte. Golwe het bedaar, kalmte, rus en vrede. En hy klim in die boot, vas aan die slaap. 'n storm so groot, vrede en rus het hy. Roep hom aan, hy gee vrede rus. Hy sluimer en slaap nie, hy is wakker om te help. Lang vat hy, gou help hy, op die regte tyd. Moenie rus nie, hou aan, roep en soek. Jy is nie alleen. En hy klim in die boot, en hy klim in die boot, vas aan die slaap. 'n storm so groot. Ag, sorry julle, daar het ek nou per ongeluk te vinnig oorgegaan, maar dit is so awesome, die lied van die storm op die see. Gaan luister dit gerus op ons WhatsApp groep, op ons Telegram groep, op YouTube, op TikTok, waarever jy wil, op Facebook, al die liedere is daar. So awesome. Nou kom ons gaan verder met die skrif. En daar het 'n groot storm op die see gekom, sodat die skei toe was onder die golwe, maar hy was aan die slaap. Daarom kom sy disippels en maak hom wakker en sê, Here, red ons vergaan. En hy sê vir hulle, waarom is julle bang, klein gelowiges? Toe staan hy op en bestraf die winde en die see, en daar het 'n groot stilte gekom. Nou dit het my so getref, ek wil vir julle 'n skrif lees, wat regtig hierdie hele saak verduidelik op die ou einde van die dag. Dit was 'n fisiese storm gewees, Jesus het dit stil gemaak, hulle kon aangaan, hulle kon aan die ander kant kom. En almal was bang en almal het gesê hulle vergaan en kan nie iets doen nie en al die dinge. En dit is hoe ons as mens is dit nie so nie. Maar kom ons gaan lees 'n baie mooi skrif in Psalm 107 vers 28 tot 30. Psalm 107 vers 28 tot 30. Toe het hulle die Here aangeroep in hulle benoudheid en uit hulle angste het hy hulle uitgelei. Hy het die storm 'n gesuis gemaak en hulle golwe het stil geword. Toe was hulle bly, omdat dit rustig geword het, en hy het hulle gelei na die hawe van hulle begeerte. Nou as jy die hele Psalm 107 lees, dit is so mooi, gaan dit oor die Here Jesus Christus. Gaan lees dit bietjie deur, wat hy gaan kom doen, hoe hy ons gaan kom herstel en uitsorteer en al hierdie dinge. Maar hierdie het my verskriklik diep in my hart getref, om te dink dat ons sit in hierdie onstuimige lewe. Voor jou wedergeboorte is jou lewe onstuimig, dis storms, dis golwe, dis deurmekaar. En wanneer jy jou hart oopmaak, en die Here Jesus Christus aanneem in jou innerlike, en jy kom tot wedergeboorte, en jy ontvang sy gees, dan raak daai onstuimige, deurmekaar lewe van jou uitgesorteer. Jy kry genesing in jou innerlike, in jou siel. Jy ontvang die strome van lewende water. Daar's lewe in jou binneste. Jy's uitgehaal uit die koninkryk van duisternis
in die koninkryk van lig. Nou kan jy hemel toe gaan, jy kan jou lewe uitsorteer, jy kan verstaan, jy kan insien in God se koninkryk, jy kan daar ingaan, as jy natuurlik die pad stap en volhard tot die einde toe. Stel het gister weer vir ons so mooi vertel van, as jy tot bekering kom, as jy jou hart vir die Here gee, is dit nie die einde daarvan nie. Dit kan nie net dit kan maak dat jy hemel toe gaan nie. Jy moet die pad stap van reinheid, van heiligheid, tot op die einde. Jy moet saamwerk, jy moet uitsorteer, sodat jy gered kan word. So dis 'n pad wat ons stap, van druk en verdrukking en uitsorteer en al hierdie dinge. So dit is so mooi om aan te dink. En nou sê hy hierso, dat toe was hulle bly, omdat dit rustig geword het. En hy het hulle gelei na die hawe van hulle begeerte. En dit is my so mooi om te dink, dat as ons die Here Jesus Christus aanneem, dan is ons in die rus, want hy is in die rus. Is dit nie mooi nie? En ons kom ook in daai rus in, 'n rus van sondeloosheid, want dis sonde en ongeregtigheid, wat 'n mens se lewe so de mekaar en stormagtig maak, dat jy naderhand voel, jy weet nie watter kant toe nie. Maar wanneer jy die Here Jesus Christus aanneem, in jou hart, in jou innerlike, dan kan daai storm gaan uitsorteer. Is dit nie mooi nie? Dan kom daai rus, daai vrede kom in jou hart. Natuurlik, laat ons onsself weer baie keer wegsleep na die wêreld toe. Dan is dit weer daai onrus en ongekraptheid en ongemak en ons is onvrymoedig met die Here en ons kry skaam en ons kruip weg en al die dinge. En dit is hoekom jy jou lewe die hele tyd moet uitsorteer. Want ons het die Gees van God gekry. Wat 'n voorreg is dit nie? Sodat ons lewe gedurig deur kan uitsorteer. En hy sê so mooi, hy het hulle gelei na die hawe van hulle begeerte. Wat is hierdie hawe? Dit is hulle eindpunt. Dit is so mooi, die ewige lewe, die hemele. So dit is jou eindpunt, dit is jou einddoel van jou geestelike lewe. Dit is waar jy kan opeindig in jou geestelike lewe. So dit is so mooi om aan te dink, dat as ons die Here Jesus Christus aanneem, kan ons in daai rus ingaan. En dit is so mooi, stel dit ons vir ons verduidelik, dat sy juk is lig en sy las is lig en sy juk is sag. Want dis sondeloos. Nou as ons dit aanneem, as ons dit begin uitsorteer in ons lewe, en ons begin dit verstaan, Here, ek wil ook sondeloos lewe. Ek wil ook in daai oorwinning lewe. In daai rus, in daai vrede. Want sonde is ongelooflike onrus. Dit bring chaos in ons lewe. As ons weer sien, is ons so 10.000 tree terug. Storm van die see. Ag, die storm van die see. Jy weet nou net of jy kom of gaan nie. En dit is waar ons daai rus moet vind. In alles moet ons daai rus vind. Wat nou, sorry my poppies, wat my nou so mooi is, dat toe ek nou daar geskryf, nou besef ek hoe die skei heen en weer geslinger was deur die golwe en die winde en die dinge. Nou sê die woord dat al hierdie leringe slinger 'n mens heen en weer soos die golwe van die see. Is so. En as jy dink aan see, die woord praat ook simbolies, die see is mense. So ons is in hierdie wêreld en menslike opinies, of dit nou in die wêreld is deur dinge wat ons om ons hoor, of selfs met valse leringe, dit gooi ons mens heen en weer. Is waar. En op 'n manier moet jy in jou lewe en jou hart dit begin uitmaak om standvastig te wees. Dis 'n besluit wat jy moet maak. Ja. Gaan jy werklik waar die Here aanroep, en ek meen die disippels kom en sê, gee nie om nie, ons is besig om te vergaan. Nee, die Here Jesus was nie besig om te vergaan nie. Hy het vrede en rus in sy hart gehad, want hy het tyd saam met die Vader spandeer. Hy het daai werklike verhouding gehad. So. En ons het 'n gebrekkige verhouding. Ons kan nie daar verbykom nie. Ons moet net begin eerlik raak met onsself. Ons moet nooit vir onsself sê, ek is alright, ek bid genoeg, ek lees genoeg die woord. Nee, ons kan nie. Die standaard is die Vader. Ons moet volmaak word soos die Vader. Dis wat Jesus gesê het. So ons kan nooit op ons laurere rus nie, maar ons kan gaan rus vind by God in ons binnekamer. Ja, dit is so mooi. Dit is so mooi. En dis die werk wat ons moet doen. Ons wil eintlik dit hê, maar ons wil nie daai werk gaan doen nie. As jy nie daai werk gaan doen nie, gaan jy altyd redenasie sê en jy gaan altyd wonder, hoekom is ek nie soos die ander persoon nie? Hoekom het ek nie daai oorwinning nie? Hoekom voel ek altyd in 'n depressie en neergedruk en hoekom is dit altyd hierdie storms en dinge in my hart en in my innerlike? Dit gaan nou nie meer oor, dis nie geld of sulke goed nie, daar is 'n storm in jou innerlike. Want jy's vasgevang baie keer in sonde, omdat jy nie die werk wil doen nie.
En dis wat die woord ons aanmoedig volgens. Doen daai werk. Gaan en gaan doen die werk. Dis die groot ding. Gaan kyk na die muurtjies. Die muurtjies liedjies. Dis die mure is slim. Hulle werk sonder dat enigiemand hulle sien, sonder dat enigiemand agter hulle hoef te staan en vir hulle te sê presies wat hulle moet doen. Hulle is in geluk, hulle is in hierdie rytjies. Hulle word nie eens gekomplimenteer nie. Hulle word nooit gekomplimenteer nie. Hulle gaan doen hulle werkies, hulle gaan maak hulle kossies bymekaar. Niemand is overseer oor hulle nie. En dis hoe ons moet wees. Dit is asof ons ook altyd moet iemand hê wat ons sinne. Dis asof ons ook iemand die hele tyd moet hê wat oor ons skouer kyk om vir ons te sê, okay, gaan lees Bybel, gaan bid, gaan in jou binnekamer in, gaan soek die Here, gaan bely jou sonde, doen dit. En dit is iets wat jy moet verstaan in jou innerlike. Dis jou verpligting. Dis wat jy moet doen. En as jy dit nou doen, dan verwag jy nou 'n kompliment of 'n pat op die skouer of 'n Ja, 'n loon. Jou loon is die ewige lewe. Ons wil dit doen vir roem, vir eer. Almal moet dit asseblief net sien. Hoe lank het ek gebid? Wat het ek gedoen en al hierdie dinge? En dit is in die verborgene. Dis daar waar niemand sien nie. Amen. Want jy moet weet, jy moet in jou verborgene ingaan. Niemand hoef dit vir jou te sê nie. En jy moet die Vader gaan soek, sodat hy jou in die openbaar kan vergelde. Sodat jy daai vrug kan oplewer, sodat jy daai verlossing kan hê in jou lewe om die evangelie te kom bedien. En dit is my so mooi om te dink dat niks in die woord is vleeslik nie. En dis die skeiding tussen duisternis en lig, tussen valsheid en waarheid. Is daai vleeslikheid en geestelikheid. Om te verstaan, niks meer gaan oor hierdie vleeslike ding nie. Dis glad nie meer 'n vleeslike godsdiens nie. Ons is nie meer besig met enigiets vleeslik nie. Maar dit gaan nou oor die innerlike. En dis die moeilike deel. Is om daai innerlike uit te sorteer, die hart uit te sorteer, liefde uit te leef. Ek kan vir sê, mens wil agter die Bybel wegkruip, jy wil agter jou geaardheid wegkruip. Ek sê gister vir my man toe ons so afsit, dat, hoekom is dit so, dat die mens altyd kwaad is vir ander mense? Dit is nie die natuur van die mens. Hy is altyd kwaad vir 'n ander persoon. Of hy keer hom nie goed nie, of daai ou is verkeerd en daai ou doen nie dit reg nie en daai ou doen so en daai ou doen dit en dit is waar ons lewe gaan. Maar as jy kan verstaan dis jou lewe wat jy in besit moet neem. Kan ek vir jou sê jy worry nie eers oor 'n ander persoon nie. Nie wat hy doen, nie wat hy sê, nie wat hy maak, glad nie. Want jy besef die verantwoordelikheid in jou lewe. Nou as jy mens nie besig is met die verantwoordelikheid in jou lewe nie, het jy tyd om ander te oordeel. Ja. So, dis mooi gestel. So as jy besig raak met dit wat jy moet doen, kan ek vir jou sê jy het nie tyd om 'n ander te oordeel nie. Ja, dis mooi. So ja, dit is so mooi. Kom ons gaan oor, waar trek ons nou? Vers 28. 2 ons is nou hier by 6 uur. Dink ek Met nog die aangaan. Ja, Ja, dis dit nog gaan seker nie 'n so lank wees nie. Okay, kom ons gaan aan. Matteus 28 vers 29. Hulle by 28 begin. O ja, ons moet by 28. Daar sê. En toe hy die oorkant kom in die land van die Geseën is. Kanaïde, het 2 duiwelbesetenes hom ontmoet, wat uit die grafte uitgekom het en baie kwaai was, sodat niemand met daardie pad kon verbygaan nie. En met een skreeu hulle en sê, wat het ons met u te doen, Jesus, Seun van God? Het u gekom om ons voor die tyd te pynig? Die Satan, die duiwels, almal herken die Here Jesus Christus. Almal sidder en beef, maar hulle kan niks doen om hulle self uit te sorteer nie. So ons kan nie net sê ons vrees God en ons is lief vir die Here en ons gaan daaroor hemel toe nie. Die duiwels glo ook en hulle sidder, maar hulle gaan nie hemel toe daaroor nie. Okay? So ons moet die Here Jesus Christus aanneem. Ons moet nie net sê hy is die Seun van God nie. Ons moet dit nie net vir ander mense sê nie. En voel, omdat ons dit sê, is ons lewe okay nie. Ons moet hom aanneem in ons hart, in ons innerlike, sodat ons siel gered kan word. Ja, dit is so mooi. En ver van hulle af het 'n groot trop varke gewy. En die duiwels het hom gesmeek en gesê, as u ons uitdryf, hulle het geweet hy gaan hulle uitdryf, as hy ons uitdryf, laat ons toe om in die trop varke te vaar
En hy sê vir hulle, gaan. Toe gaan hulle uit en vaar in die trop varke in. En daar storm die hele trop varke van die kraans af die see in en kom in die water om. Nou, as ons kyk na hierdie hele gedeelte, dit is so cool, dat die Here Jesus Christus het hulle toegelaat. So hulle moes hom vra, okay? So as hy hulle nie toegelaat het nie, kan hulle niks doen nie. Dis amazing. Die duiwel kan niks doen nie. Hy moet toestemming kry. Alright, dis baie cool om na te dink. Ons is so besig met die duiwel. Besig raak met die Here. So besig raak met die Here. Ons moet verstaan wie is hy? Wat het ons ontvang in ons lewe? Dan sal jy vreesloos lewe. Dis awesome om daaraan te dink. Want hy het nie vir ons 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van liefde, krag en selfbeheersing. Maar omdat ons nie die Here soek nie, raak ons bang vir die duiwel. Okay? En dit is my so mooi om aan te dink dat, en Stanley het gisteraan so met my deurgepraat, ek wil net slim klink, dat as die Here Jesus Christus hulle nie toegelaat het om in hierdie trop varke in te gaan nie, mag hulle dit nie gedoen het nie. Hy sou nie toegelaat het, dis hoekom hulle hom nie eens gevra het, kan hulle in mense ingaan nie. Want die Here Jesus Christus sou nooit toegelaat het, dat hy net in mense ingaan nie. Ja, anders was die hele operasie doelloos dat hy die duiwel uit die een mens uitgedryf het. Yes. En ook, ek bedoel, dit is so mooi wat hy sê, die versoeking is menslik. So, 'n duiwel kan nie net in jou invaar nie. Soos hy wil nie. Soos wat hy wil nie. So, 'n mens moet jou hart totally oopmaak vir Satan om daarin te kom. En natuurlik, dit is my so mooi, die varke was net verskrik gewees. Onthou net, die duiwel vaar in jou innerlike in jou siel in, en dis die huis waarin hy is. Okay? En die vark het nie 'n siel soos ons nie. Yes. Geen dier het 'n siel soos ons nie. So hy kan nie 'n besluit neem vir die koninkryk van God nie, of die koninkryk van duisternis nie. Hy gaan dood, en daar gaan hy dood, en daar lê hy, en daar sterf hy, en is klaar. Nou, die duiwel kon nie in die vark se siel ingaan nie, so hy het hulle net verskrik. Dis wat gebeur het, die varke was verskrik gewees. Yes. Okay? En hulle het in die see ingehardloop. So ek hoop ons kan dit so 'n bietjie verstaan. Ja, want God sal nooit toelaat dat 'n duiwel en opdrag gee dat 'n duiwel jou kom verskrik nie, want dan is dit 'n bo-natuurlike saak. Yes. Want dit is wat hy in 1 Korintiërs 10 vers 13 sê, geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie. Maar God is getrou wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. So as God moet toelaat dat 'n demoniese mag jou moet kom verskrik of jou siel beetneem, dan beteken dit jy word bo jou kragte versoek. So die Here Jesus sou dit, en die duiwels het geweet, die Here Jesus sou nie hulle toegelaat het om met mense te gaan invaar of mense te gaan verskrik nie. So geen demoon. En dit is die ding, mense voel nie, die spook is in die huis, en hy kruip agter die hoek, en as jy in daai vertrek is, ons gewete is besoedel. Yes. Ons het baie spookstories al in ons lewe gehoor. En partykeer is ons nou maar net plain bang mense. Party is meer bang as ander. Party is bang vir hulle self. Ja, my man, en ek dink ook baie dinge wat 'n mens kyk. Ja. Ek bedoel, as ek baie keer in die wêreld die horrors en die movies en die dinge wat mense kyk, kindergoed. Ek kan vir julle sê, nou die dag toe ek weer so daaraan dink, en dink ek, Here, hoe moet die kinders rustig wees en vrede hê in hulle hartjies? As hulle blootgestel word die hele tyd aan daai goed, dis geskree, dit is jy gaan naderhand so de mekaar wees in jou innerlike, en jy gaan begin goed sien en ervaar en beleef, en wat ook al die geval mag wees, want jy is so besoedel in jou gewete, alreeds as kind. Ek wil baie keer het ouers nie 'n saak dat 'n kind iets sien wat hulle kyk nie. Dis horrors, en dit is moord, en is doodslag, en is hoerery, en dit is al hierdie dinge, wat 'n mens jouself aan blootstel, en jy sit en jy kyk dit, en jy neem dit in. En dit maak dat jou gewete so besoedel raak. En dit is nou so mooi, as jy hierdie heilige en rein en skoon lewe voor God begin lei, dan kom jou gewete skoon. Al daai dinge wat jy gesien het en beleef het en ervaar het en al daai beelde en al daai dinge, dit begin uitsorteer, dit begin uitwerk uit jou lewe uit. En daar begin reinheid en 'n mooi skoon heiligheid in jou lewe deurbreek. Ja, so eintlik die groot ding is, my vrou, dit is amazing hoe jy dit nou stel. Jy maak jou hart oop vir die bose. Yes.
So dan in jou innerlike, dis in jou siel, dis nie in jou vlees nie. Onthou net, jou siel is geweldig kragtig. Ek ben net die dag met jou wedergeboorte kon jy eintlik verstaan het wat is die krag van God se gees en die krag wanneer jou siel vernuwe. Dat jy voel skoon nuut in jou liggaam, maar jou liggaam is nie nuut nie, hy is nog steeds die ou liggaampie. En jy maak jou hart oop, so jou innerlike is die hele tyd, jy plaas jou siel in duisternis, en dan verskrik daai demoniese magte jou in jou siel, omdat jy dit self toelaat. Jy maak jou hart self daarvoor oop. Die Here gee nie die opdrag nie, en die groot ding is, party mense, ek meen ons sien in die Ou Testament, kan hulle hart so oopmaak, dat hulle wel demonies kan beset raak in hulle siel. Dan nie, dis nie in jou liggaam nie, maar as jou siel nie genees is nie, het dit 'n effek in jou liggaam. As jou siel genees is, het dit 'n effek, jy ervaar is. Dis nie jou liggaam gaan fisies gesond wees of hy gaan fisies siek wees nie. Mense ervaar daai emosies, daai denke, daai warreling, daai skommeling, daai storm van die see, jy ervaar dit in jou binnekant. So ek dink dit kan vir ons 'n klarigheid gee oor hierdie hele saak. Dit gaan oor die siel en ons stel ons bloot aan dinge. En dit is wat ons elke dag verskrik en dis daai onrus wat ons ervaar. Nou man, en is mooi wat hy sê, maak die beker van binne skoon en hy sal buite skoon wees. Want 'n mens verstaan baie keer mense wat so begeerte het na die dood, na die duiwel, na die donkerte, na die duisternis. Ek weet nie hoe het mense so begeerte na kopbene en al die dinge nie. Dit weerspieël naderhand in die liggaam ook. Jy sien naderhand in die liggaam hoe 'n probleem daai persoon in sy siel, in sy innerlike het, wat moet genees. So dit is so mooi, dat ons moet besef, Here, maar hierdie persoon het 'n probleem. In sy innerlike is daar 'n geweldige probleem. En eintlik is mense so bang vir die duiwel, maar dit is asof hulle hom wil uitbeeld in hulle liggaam. Dis eintlik vir my baie keer baie interessant. As jy ook met sulke mense praat, hulle is baie emosioneel en bang en pieperig eintlik. En as dit altyd hierdie vreeslike drake en gesigte en tande en tattoos en goeters op die mense. En op die einde van die dag is daar 'n gewellige innerlike probleem. Amen. So ja, ons kan baie bid vir almal. Ons moet nooit dink dat iemand is sleg. Ons moet mooi maatjies wees. Ja, ons moet mooi maatjies. Gaan kyk na die muurtjies, ons moet mooi maatjies wees. Ons moet nie bullies wees nie. Ons moet nie tong uitsteek nie. So cool. Dis so oulik. Die Here help ons so mooi. Nou, ons het Vrydag het ons die gedeelte gelees waar die hoofman vir Jesus gesê het dat hy is 'n man onder gesag en hy verstaan dat Jesus is ook onder gesag. En dit was my so mooi om te dink dat die woord sê dat Jesus het nog nooit so 'n geloof gesien. Nou, daai geloof was dat hy verstaan het, God die Vader is daar, Jesus Christus is onder hom. En dit is die godheid, dis die struktuur in die hemele. En as 'n mens dit glo, dis onsigbare geloof wat 'n mens het in die Here. Want jy verstaan, God die Vader is daar, die Here Jesus Christus is sy seun, en jy aanvaar daai gesag, jy aanvaar daai gesagstruktuur, jy gaan deur Jesus na die Vader toe. Dis wat is dit nou weer? Onsigbare, kry ek nie die woord nie. As 'n mens so oud is, vergeet jy. Onsigbare geloof. So jy kan dit nie bewys nie, maar jy glo dit in jou hart. En jy uiter dit, en jy bely dit. So dit is so mooi om te dink. Nou, Stanley het gisteraand sommer so 'n lied geskryf, en ek gaan vir ons dit speel, en ons gaan daarmee afsluit. En dan gaan ons môre aand 6:30 begin ons verder met die huweliksles, en dan gaan ons 'n bietjie die egskeiding aanraak. Nie 'n lekker gedeelte nie, maar ons moet dit weet. So ja, dat dit ook harte kan vrymaak en losmaak. So baie dankie dat jy ingeskakel was vanoggend in my program 6:30 op 'n maandagooggend. En ons gaan donderdag en Vrydag aangaan met die woordlees. Is so lekker, dit is so opgewondenheid. En ons sluit af met hierdie lied. Geniet jou dagie. Môre is vakansiedagie. Ek dink die meeste is vandag af. So geniet dit, rus lekker, soek die Here. Dit is rus. Om die Here te soek, dis rus. Wow. Lekker dag julle. Bye. So groot geloof, u is 'n man onder gesag, die Vader se gesag, gehoorsaam om te doen
Ek is nie waardig, kom nie na my huis. Spreek 'n woord, my knegt word gesond. So groot geloof, onsigbare geloof, glo aan God, hy beloon. So groot geloof, hy is 'n man onder gesag, die Vader se gesag, gehoorsaam om te doen. Jesus, Seun van God, oorwin elke bose mag, geloof wat die wêreld oorwin, soos die Seun van God, sit in die koninkryk van God, onsigbare geloof wat glo, Jesus is die Seun van God. So groot geloof, hy is 'n man onder gesag, die Vader se gesag, gehoorsaam om te doen. So groot geloof, hy is 'n man onder gesag, die Vader se gesag, gehoorsaam om